baie dankie, dis regtig vir my 'n voorreg om weer vanoggend saam met julle te kuier. Ek was verlede jaar hier gewees. Ek sê voor die tyd verlede jaar, ons bid altyd hier voor, wel verlede jaar het hulle daar gebid en dis net nadat Paul Roos verloor het, so hulle het bietjie meer vir my ingetree daai tyd as wat ons net gebid het vir die diens, maar hierdie jaar is ons hierso vir 'n ander rede. My dogter speel netbal by die universiteite, USA, toernooi hierdie week by CUT en ek en my seun is ook hierdie week hierso. So eerstens is dit ek is baie bly dat ek weer kans kan kry om hier te bedien en dat ek weer teruggenooi is na die vorige keer. Of Neville het heeltemal net uit opsies uitgehardloop en ek was die laaste op sy lys gewees om dan vanoggend hier te wees, maar nietemin dit is regtig 'n voorreg om vanoggend saam met julle te bedien. So verlede jaar was my vrou en my kinders nou saam met my gewees. Ons bly in Stellenbosch en ek is betrokke my gemeente daar, genaamd Stellenbosch gemeente, en ek is ook leier by 'n gemeente in Woester. En ek en Neville ken mekaar eintlik al baie jaar. Ons het saam geswat by die teologiese skool. Ons het saam gewerk. Ons was kollegas by Doxodeo gewees in Pretoria en daar het ons baie bietjie gekruis toe by Bloemfontein toe kom en ek is af Kaap toe en ons het mekaar al weer so raakgeloop en Neville's Elmarie en Shanae, my vrou, het ook saam geswat, so hulle is ook in dieselfde bedryf. So wanneer ek en Neville by mekaar is, dan praat ons heeltyd oor ons vrouens wat te hard werk en wat te min betaal word en ons het lekker dit ook in gemeen. Maar dis so lekker om hier by julle te wees. Ek moet sê, vandat ek hier ingery het, beleef ek net hierdie joy en vriendelikheid en jy weet julle, hierdie Bloemfonteiners is daarom, ek weet of dit julle gemeente is of die Bloemfonteiners, maar julle is so vriendelik en almal groet my en almal het 'n smile op hulle gesig. So hier is regtig, ons het vanoggend gesing van the joy. So ek wil vir julle sê, hier is ware joy in hierdie plek en daar is joy in hierdie gemeente en vir Neville en sy afwesigheid en vir die leierskap. Well done vir alles wat hier is en wat ek sien en ek het 'n bietjie rondgestap na julle fasiliteite gekyk en dit is presies, dit lyk soos iets wat Neville ook by mekaar sal sit. Ek ken vir Neville so 'n bietjie, ons het al saam wegbreke gehad Mosambik toe en ek onthou ons het gaan stap by die strand en ons het lekker teruggekom en toe ek so in Neville se Prado wil inklim, toe kyk hy so na my toe sê jy kan nie met daai voete in my kar klim nie. Ek sê, wat bedoel jy? Hy sê, nee, daai voete is vol sand. En toe is julle span saam met ons. Hy sê, nee, julle kan nie in die bakkie klim. Ons sê, Neville, maar ons is 1,5 km weg van, nee, hier ry Neville. Gaan hy, hier stap ons terug na die kampterrein toe, want ons voete is vol sand. Nou, ek kan verseker, hier is geen sand op hierdie matte en hier so, alles is 100% uit, maar dis hoe ek van Neville ken, en dit is deels van wie hy is as persoon, en mense kan dit ook sien in die gemeente. So ek gaan vanoggend met jou praat oor die gees wat ons lei. En ek verneem dat julle het gepraat ook oor die laaste tyd oor die leiding van die Heilige Gees. Oor hoe die Gees ons lei soos 'n wind wat waai. En ons kan dit altyd sien nie, maar wanneer 'n seilboot ergens op die dam of op die see is, dan is daar beweging. Daar is leiding, daar word beweeg van een punt na die ander deur 'n krag en deur 'n momentum wat jy net sien in die seile, maar jy kan dit nie altyd sien nie, jy kan dit miskien sien op die waters. En die Bybel sê dat hy wat deur die Gees gelei word, is soos 'n wind wat waai. Jy weet nie van waar dit kom en waarheen dit ook gaan nie. En ons weet, en ons lees in die Bybel van hoeveel keer waar die Bybel praat van die wat gelei word deur die Gees van die Here, die word genoem kinders van God. Jy sien, in ons lewens is daar 'n krag teenwoordig, in ons lewens is daar 'n momentum wat my van een plek sal beweeg na 'n ander plek. As jy praat van iets wat gelei word, dan beteken dit daar moet momentum wees, daar is energie, daar is beweging van 'n sekere plek na 'n volgende plek. En net so is dit in my en jou lewe. Wanneer ons praat van die leiding van die Heilige Gees, dan is dit asof die Here ons wil vat van een posisie, van een plek, en hy wil ons neem na 'n volgende plek, na 'n volgende posisie. Daar moet groei wees, daar moet energie wees, daar moet momentum wees, want ons kan nie net bly waar ons is gister nie. En ek het so 'n reeks gedoen oor Generals of God, en ek het een van die ouens oor wie ek gepraat het, was die man genaamd Smith Wigglesworth, en hy het 'n stelling gemaak toe hy sê, if you are at the same place that you were yesterday,
you've backslidden. As jy op dieselfde plek was geestelik waar jy gister was, dan is jy besig om terug te val. En Smith Wigglesworth was hierdie radikale man wat die Here gebruik het, en daar was hierdie passie gewees om gebruik te word en gelei te word deur die Heilige Gees. Nou, in Handelinge sien ons hoe die Here die vroeë gemeente gelei het. Hy het hulle gelei in hulle besluite wat hulle geneem het, want soos wat jy vanoggend hier is, moes jy alreeds 'n klomp besluite geneem het. Jy het besluit om eerstens hier te wees. En jy kan vir jouself afvra, jy weet wie het dit besluit? Het ek dit besluit? Is dit my man wat dit besluit, of my vrou wat dit besluit het, of die kinders wat hier sit en sê, my pappa het besluit, maar iemand het 'n besluit geneem vir jou om hier te wees vandag. Daar was dan 'n klomp ander besluite oor wat ek gaan dra, wat ek gaan doen, wat ek gaan eet, ensovoorts, wat sy roete ek gaan ry hiernatoe, alhoewel julle ken die roete, maar ek en my seun moes gesit het op die fastest route, avoid highways, en wat ek al, kies nou 'n roete, so. Maar ons lewe is 'n som totaal van 'n klomp besluite wat ek en jy elke dag neem. Van dit is klein besluite, soos, jy weet, klere wat ek sal dra, of wat se pap ek verlus is. Maar ander besluite is groot besluite oor my verhouding met God. Want jy moet kies om hom te dien. Jy moet 'n besluit geneem om te sê, Here, ek gaan U dien, ek gaan U volg, hier is my lewe. Jy besluit oor jou lewensmaat, jy besluit oor jou swattings, jy besluit oor wat se werk jy gaan doen. Daar is sekere groot besluite, en die vraag is, hoe deel is God van daai besluite wat jy gaan neem? Want daardie besluit het sekere konsekwensies, hy het sekere nagevolge wanneer ek besluite neem. En ek dink ons almal het al op 'n plek gekom waar ons sekere besluite geneem het in die lewe, en na die tyd bietjie spyt was. Hierdie was die verkeerde besluit. Miskien was hierdie nie die beste besluit gewees nie. Maar hier kom die gemeente, en die vroeë kerk in Handelinge word genoem, in die begin word genoem, die mense van die weg. Voordat hulle genoem was kerk, voordat hulle genoem was gemeente, was hulle genoem the people of the way. Reg hier in die begin van Handelinge. Wanneer jy bymekaar kom, dan sê hulle, dis die mense van die weg. Want daar was momentum gewees, daar was energie gewees, die mense het beweeg van een plek na die volgende plek. En dan is daar besluite wat geneem moes geword het rondom hierdie beweging van die handelinge van die vroeë kerk. Daarom word dit genoem, the acts, die aktiwiteite van die vroeë kerk, die handelinge, die aktiwiteite van die vroeë gemeente. En in Handelinge 15 sien ons wat daar besluite geneem word rondom die leierskap oor wat gedoen moet word en wat volgende gedoen moet word. En daarom is die gemeenskap van gelowiges of die raad van ouderlinge so belangrik binne 'n gemeente. Want elke gemeente kan nie net 'n leier hê wat net besluit dit hoe so sal wees nie. Daar is 'n raadgewende ouderlingskap. Daar's mense wat saam besluit sodat ons kan hoor en kan onderskei wat is God se volmaakte plan vir ons lewens en vir die gemeente. So jy as persoon sal besluite neem oor jou as individu, dan is daar besluite wat geneem gaan word binne gesinne, binne groter gesinne, en dan het ons die uniekheid om deel te wees van 'n geloofsgemeenskap, die familie van God, kerk, lewende woord. Ek is deel van 'n gemeente, Stellenbosch gemeente, en daar is 'n leierskap wat saam dan besluit oor hierdie familie van God, en ons moet ook kan besluite neem in die leiding van die Heilige Gees. Jy neem elke dag besluite in jou lewe. En in Handelinge 15 lees ons, daarna die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit. Daai woordjie besluit is die woordjie dokas. Was amper soos die woord doxa, maar dit kom van dokas. Dokas wat besluit, wat sê, they came to the opinion. Hulle het tot die opinie gekom, hulle het tot die besluit gekom. En wat het hulle besluit? Om mense uit die geleedere saam met Paulus en Barnabas na Antiochië te stuur. En dan vers 25. Daarom het ons eenparig besluit om manne te kies en na julle toe te stuur. En dan in vers 28 sê hy, en die Heilige Gees en ons het besluit. Nou om op die plek te kom waar jy met vrymoedigheid kan sê, ons het besluit saam met die Heilige Gees. Beteken dit, daar moes alreeds iets gebeur het, daar moes 'n hele proses gewees het van verandering binne in hierdie mense se lewens. Want wanneer jy jou lewe vir God gee, is dit nie net, okay, maar ek weet hoe die Heilige Gees lei nie, of ek weet hoe die Heilige Gees werk nie, daar is 'n proses van groei. Jy moet volwasse word om te kan onderskei, wat is God se wil en wat is God se
plan vir my lewe. So, wanneer hulle hier kom by vers 28 en hulle kan sê, maar ons het, met vrymoedigheid kan ons sê, ons het saam met die Heilige Gees besluit, dan beteken dit die Heilige Gees het alreeds iets binne in hierdie manne, binne in hierdie ouderlinge, binne in hierdie apostels se lewens begin doen. Nou, jy het besluit om vanoggend hier te wees. Daar is mense wat besluit om aanlyn ook na hierdie boodskap te luister. So ons lewens is die som totaal van 'n klomp besluite. In 'n studie wat hulle gedoen het om te vra, wat sal die grootste rede wees waarom mense deel sal wees van gemeente of van 'n geloofsgemeenskap, het die 3 hoofgoeders, daar's baie meer redes waarom mense sal deel word van 'n kerk, maar die top 3 is, eerstens, mense wil deel voel van 'n gemeenskap van gelowiges. Ons is nie gemaak om so op ons eie te leef en aan te gaan, wat ook al die mense wil deel wees van 'n span. So wanneer ek hier inkom, toe sien ek hier is 'n span van worship, en wat 'n amazing worship span het julle nie ook nie. So julle is so bevoorreg om so klomp talent hier op die verhoog te hê. Dit is 'n span. Daar buite is daar 'n hele span van mense wat koffie en cappuccinos bedien. Toe jy inkom daar by die klank, is daar mense, daar spanne wat daarso bedien. So mense wil voel ek is deel van 'n gemeente, ek is deel van 'n span van wat iets beteken. Tweedens is mense wil voel hulle is net deel van iets nie, maar hulle wil voel hulle is besig om ergens heen te beweeg. Daar's leiding, daar's visie. Daar's momentum, daar's drome. Ons droom, ek seker van die leierskap en Neville en julle as gemeente droom seker oor oor die volgende prosesse. Dis lekker om deel te wees van iets wat beweeg. Dis lekker om te kan verder droom. En dan die laaste rede waarom mense deel wil wees van gemeentelewe is, jy het besluit om hier te wees want jy glo dat God met jou sal praat. Jy is miskien vanoggend hier want jy het besluite wat jy miskien wil neem en wat jy moet neem. Miskien is jy vanoggend hier en jy staan voor 'n groot besluit wat jy nou moet neem. So ons is hier omdat ons wil saam deel wees van mekaar se lewens. Ons is hier want ons wil deel wees van 'n missie, maar ons glo ook dat God met ons sal praat en hy praat met ons deur mense, deur sy aanbidding en deur sy woord. Hy praat met ons deur sy gees. So miskien is dit goed dat jy hier is, dat jy kan 'n besluit neem saam met die Heilige Gees. Wat sou ook besluit jy moet neem. En ek glo ook dat ek vanoggend hier is, want ek en my seun het 'n besluit geneem om hier te kom wees. Ons voel ook en ek is oortuig dat die Heilige Gees het my ook dan gelei. Dis nie net per toeval seker dat ek nou net hier is maar ek glo in my hele wese dat God het my dan ook gelei om vanoggend hierdie woord met julle te kan deel. Sodat jy ook iets kan verstaan van God se leiding deur sy Gees. Die Heilige Gees lei die gemeente. Dan die eerste vraag is waarheen? As hy ons dan lei, waarheen lei die Heilige Gees? En ek dink die groot vraag is, hoe lei die Heilige Gees ons om ons skepingsdoel uit te leef? As daar dan momentum is, as daar dan leiding is, waarheen lei die Gees ons en hoe lei die Heilige Gees ons? Dis die 2 vrae wat ek bietjie saam met jou gaan stil staan vandag. Waarheen lei hy my en hoe lei hy my? Eerstens, as ons praat oor waarheen die Heilige Gees ons lei, moet ons net so 'n bietjie stil staan en sê, wat is die doel van die Heilige Gees in die 3-eenheid? Ons praat van die 3-eenheid, Vader, die Seun en die Heilige Gees. En elkeen het 'n spesifieke doel, al is een, maar dit ook spesifieke funksies. So die doel van die Heilige Gees is die volgende. Jesus het gesê, dit sal voordelig wees dat ek gaan na die Vader, want as ek na die Vader gaan, sal hy vir julle stuur, die Heilige Gees. Hy sal julle troos, wanneer julle vertroosting nodig het. Hy sal julle leer aangaande alles. Hy gaan julle leer om te bid, want hy sê self, hy sê, julle weet nie om te bid nie, maar is die Heilige Gees wat sal intree met onuitspreeklike sigtinge. Hy sal julle leer, hy sal julle bekragtig. Maar ek dink die grootste doel en die plan wat die Heilige Gees in ons lewens het, is om die wil van die Vader aan ons bekend te maak. Om die hart van die Vader aan my en jou toe kom bekend maak. En daar is seker 'n klomp ander dinge wat die Heilige Gees in ons lewens doen, maar ek dink hierdie is hy's hier om ons te leer, hy's hier om ons te troos, hy's hier om ons te bekragtig en om die wil van die Vader aan my en jou bekend te maak. Nou dink 'n bietjie daaraan. As Jesus vir sy disippels en sy volgelinge sê,
Besef julle, dit is meer voordelig vir my om te gaan. Nou as ek 'n disipel was, dan sê ek nie, Here, dit kan nie wees nie. Wat beter het ek as om U by my nou te hê? Wat meer wil ek hê om te sien hoe U saam met ons wandel en hy's besig om dooies op te wek en hy's besig om die broodjies te vermeerder en hy loop op water. Ek meen, wat beter kan wees as om nou in Jesus se fisiese teenwoordigheid te wees? En Jesus sê vir hulle, dis beter dat ek gaan. Want die Vader sal vir julle hierdie belofte gee, sy Heilige Gees. Die Heilige Gees wat met julle sal wees, want jy sien die Heilige Gees sal binne in julle kom woon. Julle word nou die instrumente van die Heilige Gees. Julle word die tempel van die Heilige Gees. En dan sê Jesus, hierdie selfde Gees wat oor my neergedaal het, hierdie selfde Gees wat julle gesien het, wat soos 'n duif op my vaardig geword het, dis dieselfde Gees wat nou ook jou sterflike liggaam gaan opwek. Hoe amazing is dit nie? Dat ons word nou die liggaam, ons word nou die hande, ons word die voete, ons word die oë, ons word die hartklop van God se Gees in hierdie wêreld en hy leef nou binne in my. En wanneer hy in my kom leef, dan moet hy my lei en dan moet hy deel word van my denke, deel word van hierdie besluitnemingsproses ook in my lewe. Daarom sê Paulus in Romeine, hy sê word vernuwe deur die denke van jou gemoed, sodat jy kan weet en verstaan wat die volmaakte wil van God vir jou lewe is. So die werking van die Heilige Gees, die leiding van die Heilige Gees is om die Vader se wil aan my en jou te kom bekend maak. En dit is so dat selfs Jesus kon niks anders doen as om gehoorsaam te wees aan die wil van die Vader nie. Jesus, die tweede een in die drie eenheid, hy is hier, hy's op aarde en al wat hy sê is ek doen slegs dit wat ek gesien het by die Vader. En dis al wat ek doen. Die Heilige Gees het Jesus gelei om die Vader se wil te ken en om dit te gehoorsaam. Maar die wêreld moet weet dat ek in die Vader liefhet en daarom doen ek wat die Vader my beveel het om te doen. As selfs Jesus, die Seun van God, afhanklik was van die leiding van die Heilige Gees, die gehoorsaamheid aan die Heilige Gees, die wil van die Heilige Gees, hoeveel te meer nie vir my en jou om ook te verstaan dat ons het nodig om so afhanklik te wees en toe te laat dat die Heilige Gees my en jou sal lei nie. Die vraag is waarheen lei die Gees as ons sê dat hy ons dan wel lei. Jy sien, ons leef in 'n tyd wanneer dit so maklik is wat mense sê, ja, maar die Heilige Gees het my gelei. Ja, maar is God se wil, ons God se plan, net so maklik word dit net gesê. Maar besef julle, daar is al oorloë wat begin was as gevolg van mense wat gesê het, dis hoe God my lei, of dis die wil van die Here. Huwelike is al vernietig, verhoudings is al seer gekry, mense het al opgebreek as gevolg van, ja, maar dis God se wil, dis God se leiding. So maklik word daar gesê, ja, maar dis die Here se wil, maar dan is daar nie regtig 'n onderskeiding nie. Kan ons dat met eerlikheid sê, ons het saam met die Heilige Gees besluit, dat hierdie sy wil is. So daarom is dit nodig, dat ons sal verstaan, dat God se Gees met ons is, hy is hier, en hy is hier om ons te lei. Wat is die Here se wil vir my lewe? Ek dink dis almal se vraag deesdae. Here, ek is nou hier, en wat is die plan vir my lewe? Wat is die wil? Wat is die doel? En is ek net hier om te oorleef, of is ek hier maar net om suksesvol te wees, of kan dit wees dat God het my geroep om 'n lewe van doel en van purpose te kan leef? Die Heilige Gees sal dit aan my openbaar. Dis wat Johannes sê. Hy sê, wanneer hy kom, die Heilige Gees van waarheid, of die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle kom verkondig. So die Heilige Gees is hier om ons die waarheid te kom verkondig, nê? Wat is die waarheid? Jesus het dit self gesê, ek is die waarheid. Ek is die waarheid. Die waarheid is nie net 'n konsep nie. Die waarheid is nie net van die lug is blou en die see is koud en Bloemfontein is koud en dis nie die waarheid nie. Dis wel waar, maar die waarheid is die verpersoonlikheid van die tweede persoon in die drie eenheid, Jesus Christus. Ek is die weg. Ek is die waarheid. So wanneer ons praat oor leiding van die Heilige Gees, glo ek die eerste taak, die eerste leiding van die Heilige Gees
is nie om te ontdek wat is God se plan noodwendig vir my lewe nie. Dit gaan nie oor wat ek moet gaan doen nie. Ek glo die eerste leiding van die Heilige Gees is vir my en jou om te ontdek wie ons is. Ek glo die eerste leiding is 'n inwaartse ontdekking. Dis 'n inwaartse identiteitsopenbaring wat ek kry oor wie ek is as kind van God. En soveel keer dan word die Bybel sê, dan praat hy van wie ons is, die identiteit van die mens. Ek is nou kind van God. Ek is nie meer 'n slaaf of 'n bywoner nie, maar ek word 'n kind genoem. Jesus sê ek skaam my nie om julle my broers en susters te noem nie. God die Vader noem my en jou nou sy kinders. So wanneer dit kom by die leiding van die Heilige Gees, sy eerste taak is om jou te openbaar aan wie jy is. Voordat jy kan gaan doen wat jy moet doen, moet jy eers weet wie jy is. En ek glo dis die proses waarvan ons lees in Handelinge waar hy sê ons het saam met die Heilige Gees besluit. Waarom? Want daar was ontdekking gewees van wie hulle is. Daar was ontdekking gewees van hulle ware identiteit. So jou eerste proses van leiding van die Heilige Gees moet na binne toe wees. Dit moet 'n innerlike ontdekking wees. Dit moet 'n verstaan wees van wie jy is. En Paulus het die hele boek geskryf oor dit. Die hele boek van Efesiërs gaan oor 3 konsepte: to sit, to walk, to stand. Voordat jy kan loop, moet jy eers kan sit. En binne in die proses van sit moet jy weet wie jy is. So is om te sit, verstaan identiteit. Then walk gaan oor purpose. Then stand is about authority. Wat is die autoriteit waartoe ek dan nou kan staan? En dis waartoe ons almal gaan. We need to sit before we can walk, before we can stand in authority of God. Efesiërs, die hele boek gaan oor hierdie, hy sê, therefore stand with the full armor of God. Dis waarmee hy afsluit. Hy sê, dan kan ons hierdie aantrek, want ons het te verstaan dat ons is geroep binne 'n groter realiteit. En wanneer dit kom by 'n verstaan van wie ek is, dit is 'n lewenslange ontdekking. Jy gaan op 'n plek om sê, en nou verstaan ek en nou kan ek aangaan nie. Nee, dis 'n wisselwerking. Jy's die hele tyd besig om jouself te ontdek in Christus. En dan in dieselfde tyd is jy besig om dit uit te leef ook in jou uiterlike ontdekking van wat God se plan vir jou lewe is. Nou in Psalm 23 praat die Here van homself wat hierdie herder is wat ons lei. Hy is die herder wat sy lewe neerlê en ons is soos die skape wat agter die herder aanstap. En dan sê hy, Psalm 3 nog, die Here is my herder, hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Die Bybel sê ook, hy lei ons deur 'n dal van doodskaduwee. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee. So daar is in die leiding van God se Gees, gaan daar tye wees van uitdagings. In hierdie leiding gaan ons sien dat Jesus selfs gelei was in die woestyn. Jesus was gelei om in die woestyn deur die Heilige Gees om versoek te word. So wanneer ons praat van die leiding van die Heilige Gees, is dit hierdie leiding van ontdekking, van geloof, van karaktervorming, sodat ons kan staan in die autoriteit wat God vir ons gee. Maar God se eerste doel vir jou in sy leiding is om vir jou rus te gee. Hy lei my na waters waar rus is. Dis om daar diep asem te haal en te kan verstaan dat God stel meer belang in hierdie stadium in wie jy is, en die feit dat jy sy kind is, voordat hy belangstel oor wat jy enigstens vir hom kan doen. En die Bybel sê ook in elk geval, wie is ons as mens om te dink dat ons enigiets kan doen vir God? Ons dink baie keer die Here is so afhanklik van ons, dat ons is so oulik en ons het sulke amazing talente, dat die Here kan nie wag om my te wil gebruik nie. My vriendin, God se eerste belangstelling in jou lewe is in jou. Dis nie in wat jy kan doen nie, is nie wat jy kan gee nie, is nie in waar jy kan gaan nie. Dis nie in die doel wat ek uitleef nie, dis in die verstaan dat hy bring my op 'n plek van rus. Hy laat my ontdek dat ek hoef nie meer te strewe nie. Hy bring my op 'n plek dat ek hoef nie meer harder te probeer nie. Hy bring my op 'n plek van 'n verstaan van hierdie genade van God wat hy vir my gegee het, en al wat ek moet doen is ek moet dit aanvaar, want hy het my so lief. Hy het my so lief dat hy wil my bring op hierdie plek van ontdekking van my ware identiteit. Nou waters waar is, nou water waar is beteken, dis water wat stil staan. Daar's nie beweging nie. En ek hou van waterski self, en wanneer ons gaan ski, dan ons kom jy dan sê jy sê, die water lyk soos 'n spieël. En baie keer as daar geen rippel is nie, dan is die water 'n perfekte refleksie van die realiteit.
Jy kan by daai water gaan staan, jy kan jou gesig sien, jy kan die berge sien, jy kan die wolke sien, jy kan die bome sien. Dis hierdie perfekte refleksie van die waarheid. En dit is wat ons sien ook in die waters van rus, is wanneer jy kom op 'n plek van waters van rus, dan gee dit vir jou refleksie van wie jy werklik is. Die ontdekking van ware identiteit. Onthou 'n spieël of in hierdie water is nie, dis nie dit wat waar is nie, dis net die refleksie van dit wat waar is. 2 Korintiërs 3 vers 18, een van my gunsteling skrifgedeeltes. Praat hy van hierdie ontdekking van identiteit. Terwyl ons dan met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Hy sê soos wat ek in hierdie spieël kyk van die waarheid. Hy praat hier van sy woord. Soos wat ek in die spieël van die waarheid kyk, is daar 'n proses wat gebeur van transformasie. Daar's 'n proses wat gebeur. Hy sê dis soos wat die Gees ons lei. En daardie woordjie van heerlikheid tot heerlikheid is die woordjie doxa. Wat weer praat van opinie, van hoe ons dink. Wat hy eintlik sê is dat God het 'n gedagte oor jou lewe. God dink al reeds oor jou lewe. Nog voordat jy gebore was, het God 'n uitspraak gehad oor wie jy is. En hierdie proses van heerlikheid na heerlikheid is wanneer God se gedagtes oor jou lewe nou jou gedagtes word oor jou lewe. Hy verander my gedagtes, hy verander my denke, hy verander my opinie oor wie ek is, want in die wêreld sê dit vir my jy is nie goed genoeg nie. Die wêreld sê vir my jy sal dit nooit maak nie. Die wêreld sê vir my jy's te sleg. Die wêreld sê vir my al hierdie dinge, maar God se opinie is anderste. So in die proses van transformasie van heerlikheid tot heerlikheid word ek bevrug met God se gedagtes nou oor my lewe. Nou begin ek dink soos wat God dink. Nou lei die Heilige Gees my om te verstaan wie ek is en wat God se uitspraak oor my lewe is. En hier is die mooi, God het nog nooit opgehou droom oor ons lewens nie. Hy het nog nooit opgehou dink oor ons lewens nie. Sy liefde vir ons is nimmer eindig. Maak nie saak hoe ver verwyderd ek was van hoe ek dink in my gedagtes van God se plan vir my lewe nie. Sê gou vir my, op watter tyd het die verlore seun so verlore gewees dat hy nie meer die seun van God was nie? Die seun, hy word genoem die verlore seun. Jy sien, my verlorenheid het niks te doen met my seunskap nie. My verlorenheid het niks te doen met my eienaarskap nie. Ek is net verlore. Maar in my identiteit bly ek nog steeds seun van God, kind van God. En daarom word hy genoem die verlore seun. Maar nêrens op 'n plek ek sien ons dat die Vader gegaan en gesê, my seun is so verlore dat hy nie meer my seun genoem kan word nie. En ek dink dit is wanneer ons kom op 'n plek waar ons kan verstaan dat God se liefde is oneindig. Maak nie saak hoe ver ek my mag vind en hoe verlore ek mag wees in my lewe nie. Ware identiteit is die openbaring dat ek is kind van God. Ek is seun van God, ek is dogter van God. Die Heilige Gees lei my om die Vader se oorspronklike bloudrukpan van my lewe te ontdek in sy seun Jesus Christus. Dis hierdie verborgenheid. Dis waarvan Kolossense en Paulus sê, hy sê, dis die verborgenheid, dis die ontdekking, dis hierdie misterie wat verborge was, wat weggesteek was, maar word nou aan ons geopenbaar. Wie is die aan wie dit openbaar word? Dis ek en jy. Hierdie misterie, hierdie iets wat bedek was, dis hierdie skatkis wat toegesluit was, wat nooit gevind was nie, maar is nou gevind. Dit is my en jou lewe in Christus. This mystery that has been kept from hidden for ages to generations has now been disclosed to the Lord's people. To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Jy sien, die leiding van die Heilige Gees heel eerste is om die ontdekking te hê van Christus in jou en wie jy is. Jesus is nie 'n voorbeeld vir ons nie, maar hy is 'n voorbeeld van ons. Geweldige groot verskil. Moenie net probeer wees soos Jesus nie. Nee,
Jesus leef in my. Laat toe dat hy die voorbeeld is wat binne in my leef. Hy is die voorbeeld van ons. Daarom sê die Bybel, hy is die eersgeborene. Beteken dit daar nog baie meer gebore sal word? Wie is dit? Dis ek en jy. Hy wat die eersgeborene is, die seun van God. En in die proses word ons nou kinders van Abraham genoem, die kinders van geloof. Wat deel is van die nalatenskap van wat God se plan vir ons lewens is. Hou op om te probeer om soos Jesus te wees. Laat toe dat hy in jou deur sy gees lewe. Dat sy vrug deur jou geopenbaar word, dat sy gawes van sy gees deur jou begin lewe, dat sy karakter deur jou begin wandel. Daarom sê dit so mooi hy sê in die laaste dae sal ek my wette op die harttafels van jou, op die tafels van jou hart skryf. Nie net 'n dooie wet en 'n dooie boek wat ek probeer om te onderhou nie, maar ek kan nooit daarby uitkom nie. Want dit gaan oor ek mag nie, ek kan nie, en dan voel ek so ver verwyderd van hierdie volmaakte plan van God. Maar nou het hy sy plan in my kom openbaar deur sy seun. En die leiding van die Gees is heel eerste daardie ontdekking wie ek is in Christus. Laat my altyd dink aan hierdie storie van die ugly duckling. Kan julle dit onthou? Kinders, het ons die lelike eentjie. Ek dink Karika Keesenkamp het 'n liedjie gesing van die lelike eentjie verander in die mooiste swaan. Die storie van die lelike eentjie is, hierdie eentjie is weg en sien homself en dan sien hierdie refleksie van die realiteit in hierdie water. Maar op hierdie stadium is dit net hierdie donsveertjies en al hierdie lelike grys veertjies en alles wat nie mooi is nie, alles wat nie pas nie, alles wat lelik is, en dan kyk hierdie eentjie so op en dan sien hy hierdie swaans wat so mooi grasieus op die water kom en wat ek al, en dan wens hy so, ag, as ek maar net 'n swaan kon wees. As ek maar net soos hulle kan wees. Maar die realiteit is, die lelike eentjie was eintlik nog altyd 'n mooi swaan. Jy sien, dis net op daardie oomblik was die refleksie van die waarheid net nog nie die volle openbaring van wie hy werklik is nie. En iemand het 'n tydjie geskryf, is baie in die lyn van dieselfde van die lelike eentjie, 'n boek geskryf oor turkeys en eagles. En ek wil jou regtig uitnooi as jy, dis nie 'n baie dik boek nie, maar dit behoort te wees by Koenboeke of by enige Christenwinkel of bestel dit aanlyn. Ek het vir al my kinders dit gegee om dit te lees. En die feit dat dit dun is, help vir hulle. Maar hierdie is 'n so 'n mooi storie van identiteit. So 'n mooi storie van die ontdekking van wie ek werklik is. Dit gaan oor hierdie twee arend, Boetie en 'n sussie. So dis dan baie komies ook geskryf. Boetie en sussie wat ook verlore raak. En dan soek hulle hulle ouers en wat ook al, en dan kom hulle af op hierdie trop van kalkoene. Nou wie weet wat is 'n versamelnaam vir 'n klomp kalkoene? Wie weet? Kyk hoe slim is hierdie mense in Bloemfontein. Ek het ook nie geweet nie, maar ek het dit omgesoek het. Dis 'n toom van kalkoene. 'n Toom, nie 'n toon nie. 'n Toom van kalkoene. Iemand het gesê in 'n ander gemeente, hy sê 'n Kersfees van kalkoene. Nee, dis ook nie 'n Kersfees van kalkoene nie. Dis 'n toom van kalkoene. Nou kom hierdie arend, Boetie en sussie. Nou is hulle onder die kalkoen. Nou, as jy so 'n prentjie sien, 'n kalkoen en 'n arend is dan, dis twee verskillende. Die arend is hierdie beeld van krag en van dis net so mooi, en die kalkoen is hierdie ding met hierdie skewe neusie en wat ook al. Nou kom hierdie twee arende en Boetie en sussie, en nou besluit hulle ook, maar hulle gaan nou saam met hierdie toom van kalkoene gaan hulle nou begin leef. Want dis nou hulle heenkom, dis waar hulle is. En hierdie kalkoene kyk na hierdie arende en sê, "Jesus, julle is lelik. Kan julle nie mooier wees nie. Waar kom julle vandaan?" En nou kom hierdie Boetie en hy voel, maar iets is nie lekker nie. Hierdie kalkoen en ek, ons hou nie van dieselfde dinge nie. Julle eet goed wat ek nie van eet nie. En julle doen goed, julle skrop en julle is hier onder besig om die hele tyd te kyk vir kos, en die manier wat julle goeders doen is voel nie vir my reg nie. En die sussie sê die hele tyd vir haar Boetie en sy vermaan hom die hele tyd, sê, "Word 'n beter kalkoen. Kan jy nie bietjie harder werk nie? Kan jy nie bietjie harder probeer nie?" En dan doen sy al die kalkoengoedjies, sy eet wat hulle eet, en dan die kalkoen het seker geleide, en dan probeer sy haar bes om soos 'n kalkoen te klink met hierdie arendskreet van haar.
En sy kom naby en dan as die boetie sy mond oopmaak of sy bek oopmaak, dan kom hierdie arendskreet uit en al die kalkoene druk hulle oor toe en sê asseblief, moenie daai geluid maak nie, dit klink verskriklik. En so word die boetie man net weerhou of om sy ware identiteit te ontdek. En hy val vas in hierdie vorm van kalkoen wees. En die sussie is so committed en sy word die beste kalkoen en sy word op die rug getap en sê, "Jesus, jy is so goed. Jy is so 'n voorbeeld vir jou broer. Jy's so gedissiplineerd. Jy is besig om 'n goeie kalkoen te word." En sy vermaan net vir heeltyd van Boet en sê, "Probeer net harder. Kan jy nou net bietjie verander?" En die eendag, en daar's nou 'n klomp dinge wat tussen gebeur, so gaan lees die boek reg, dit is baie oulik. Kom daar 'n stappie Boetie en hy's besig om weer hierso te skrob saam met die kalkoene, soek na kos. En hy hoor ergens hierso, hoor hy hierdie geluid, so in die verte. En hierdie geluid kom al hoe nader en toe hy opkyk, volgende oomblik toe staan 'n arend wat sweef so bo hom. En toe kom hierdie arendskreet deur en hy hoor hierdie kreet van 'n arend oor hierdie area en die volgende oomblik toe gebeur daar iets in sy hart. Soos 'n ekko van identiteit, 'n ekko van ek verstaan wat hierdie beteken. Dit resoneer hier in my hart, hierdie geklank van hierdie arend. En hy kyk op en soos wat hierdie arend insweek, hoor hy weer hierdie geklank van hierdie arend en hoe meer hy dit hoor, hoe meer verstaan hy, maar hierdie is wie ek is. Hierdie is my destiny. Hierdie is my skepingsdoel. En jy sien dis baie keer wat in ons eie lewens gebeur. Ons probeer so hard om soms iets te wees wat ons eintlik nie is nie. Maar totdat die ekko van God se ware doel en sy plan vir jou nie geresoneer word in jou hart van die waarheid van wie jy is nie, gaan ons altyd probeer om hierdie sukkel kalkoen lewe te probeer leef. Daar moet 'n openbaring wees. Daar moet 'n ontdekking wees van hierdie stem wat God in jou hart kom deponeer en dan moet daar hierdie ontwaking wees van wie ek werklik is. So in die storie gaan dit dan hierdie kalkoen boetie wat dan vir sy sussie weer sê, ek dink ons is besig in die verkeerde rigting te beweeg. Maar gaan lees dit verder, dit eindig toe en ek baie mooi. So die eerste is die innerlike ontdekking van wie ek is. Hierdie misterie wat geopenbaar moet word. Van ek gaan nie probeer om nog soos Jesus te wees nie, maar hy leef in my, hy is 'n voorbeeld van my. Hou op om te probeer wees wat jy al reeds is, dink oor jouself soos wat die Vader al reeds oor jou lewe dink. Dan tweedens, is wanneer ons hierdie ontdekking het, soos wat die Heilige Gees my lei om te ontdek wie ek is in Christus, is daar die uitleef nou van my skepingsdoel. Wat is my uiterlike ontdekking? Wat is dit wat ek moet gaan doen? Hoe moet dit lyk? En die Bybel sê ook so mooi, hy sê, en daarom het Jesus opgevaar in die hemel en hy het gawes gegee aan sy gemeente. So wat ek en jy doen in ons skepingsdoel, is ook die gawes van sy Gees wat hy vir ons gegee het. En ons doen dit deur die karakter van Jesus, daarom praat ons van die vrug van die Gees. So ons het sy vrug en ons het sy gawes, wat hy vir ons gee om hierdie skepingsdoel te kan uitleef. En dat my dink, baie keer aan hierdie storie, nie die storie nie, van wanneer ek baie keer gym toe gaan, en dan sal ek my earphones aansit. Nou wanneer jy by die gym inkom, dan is daar altyd harde musiek wat speel. Nou die musiek word gespeel met 'n spesifieke rede, sodat jy net aan die gang kan kom, nee, so in ander woorde, dit hou jou aktief. Maar ek luister my eie musiek, so ek sal my earphones vat, en ek sal my eie musiek dan luister, en die oomblik wanneer ek hierdie opsit, weet jy wat gebeur? Is dan word die geluid wat in die gym sal wees, dan word dit verdoof. Want nou hoor ek wat hierop is. Maar heel eers is ek moet dit aansit. Ek kan dit nou aansit, of ek kan dit nou op hê, maar as daar niks hier uitkom nie, dan beteken ek gaan nog steeds hoor wat is. En dan kan ek dit aansit, en baie keer is die musiek so hard in die gym, dat ek dit amper op full blast moet sit, sodat ek net my eie musiek kan begin luister. En dan sit my so interessant, want ek het nou my eie musiek, en in my musiek wat ek luister, is daar 'n ritme, daar is 'n melodie, ek kan dans op my eie musiek, maar die mense wat in die gym is, sy ritme en my ritme is nie dieselfde nie.
So ek sien hoe hulle luister en musiek, ek kan dit nie hoor nie, maar ek kan sien hulle beweeg. Maar hulle beweging en my bewegings is nie meer dieselfde nie. En dit klink soos 'n baie eenvoudige voorbeeld, maar ek glo dis hoe die Heilige Gees ons lei. Dis hoe die Heilige Gees met ons praat. Dis wanneer ek toelaat dat ek verdoof myself vir die stemme van hierdie wêreld en vir dit wat in hierdie wêreld aangaan en ek word ingestel om te hoor wat is God se wil, wat is God se stem, wat is God se ritme waarin hy my lei. Maar ek moet dit doen. Ek moet eerstens die earphones aansit. Ek moet dit kan hard sit sodat dit die omgewing en die geraas van hierdie omgewing van hierdie wêreld kan stilmaak. En hoe meer ons dit kan beoefen, hoe meer ons dit kan doen, hoe meer gaan jy jouself begin vind om sensitief te wees, maar om tweedens ook gehoorsaam te wees aan die leiding van die Heilige Gees. Waarom? Want ek het myself ontdek. Ek kan alleenlik uitleef wat sy wil vir my lewe is, wanneer ek ontdek wie ek is in Christus, wanneer ek verstaan dat hy het my gelei in die ontdekking van my identiteit. Daar is 3 dinge, en hiermee sluit ek af. Hoe die Heilige Gees ons lei in ons skepingsdoel. Eerstens, hy werk deur omstandighede. Partykeer is hy soos 'n wag. Hy is soos 'n wag wat my nie toelaat om te beweeg in 'n sekere rigting in nie. So, behalwe dat die Heilige Gees my lei in 'n rigting, sal hy my ook stop wanneer daar sekere areas is, en ons sien dit so mooi in Handelinge, hierdie selfde gemeente wat sê, en hulle het deur die land van Frigië en Galasië gegaan, omdat die Heilige Gees het hulle verhinder om in Asië die woord te gaan verkondig. En toe hulle by Missie kom, het hulle probeer in Betanië in te gaan, maar die Gees het hulle nie toegelaat nie. Jy sien, maar vir hulle om dit te kan weet, moet hulle kon hoor, hulle moes gewoond geraak het aan die leiding van die Heilige Gees, en duidelik is dit dat omstandighede gaan toemaak. En baie keer, wanneer deure toegaan, wanneer ons terugdink oor ons lewens, dan verstaan ons, en almal van ons wat hier sit, het al daardie beleef. Partykeer het daar deure toe gegaan, partykeer was daar omstandighede, en ons as Afrikaners het die vermoë om ons as 'n deur toe gaan, dan skop ons hom oop, nê. Want dis die duiwel, skop hom oop. Maar partykeer gaan daar deure toe, waarom? Want dis hoe God ons lei. Hy maak sekere deure toe, sodat ons in 'n ander rigting kan beweeg, van wat sy volmaakte plan vir my lewe is. En miskien is jy al vanoggend, en wat sit jy, ek verstaan wat jy sê, Andrieg, want daar het al baie deure toe gegaan in my lewe, en wanneer ek terugkyk, dan weet ek, dat God het my beskerm, en het my verhoed om in daai rigting te beweeg. Tweedens, die Here lei ons deur sy woord. Ek is mal oor die gemeente se naam, Lewende Woord. Ek weet Lewende Woord is nou, dis 'n groter gemeente, wat ook ander plek is, maar Lewende Woord is net vir my die mees gepaste naam vir 'n gemeente. Want ons word gelei deur sy woord. En God se woord is lewend en kragtig. Daar's krag in sy woord. Daar's lewe in sy woord. Jesus word die verpersoonliking van sy woord. En die leiding van die Heilige Gees sal nooit, maar nooit teenstrydig wees met sy woord nie. As iemand na my toe kom en hy sê, maar ek beleef die Here roep my dit, en die Here sê vir my dit, of die Heilige Gees lei my, en dit strook nie van wat die woord vir my sê nie, dan sê ek, jy het verkeerd geluister. Want God sal sy woord eerbiedig. Jy kan nie kom en vir ons sê, maar die Here het my so gelei, maar dit is teenstrydig met wat God se woord vir ons sê nie. Die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens volkome kan wees vir elke goeie werk. So die Here praat met ons deur sy woord, hy lei ons deur sy woord. Hy is 'n leermeester. En laastens, die Here lei ons deur innerlike vrede. Maar vir jou om op 'n plek te kom vir 'n verstaan en om sensitief te wees van innerlike vrede, moet jy sensitief kan wees, dan moet jy kan hoor. Jy moet hierdie kan doen, jy moet kan, Here, ek wil u stem hoor. Here, kom praat met my. Lei my in vrede, sodat ek kan verstaan, wat is die plan en wil van God in my lewe. En Kolossense is so mooi skrif, wat hy sê, laat die vrede van God, waartoe julle ook geroep is tot een liggaam, in julle harte heers. Daardie woordjie, heers, is die woordjie wat gebruik word vir skeidsregter. En wees dankbaar. En laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. So hy sê die vrede van God is soos 'n skeidsregter wat my in posisie sal hou en wat my sal help in die leiding van die Heilige Gees. En dit ons is in die tyd van die Wêreldbeker, en vanaand weet ek Suid-Afrika speel teen Kanada.
Wat is die doel van 'n skeieregter? Die skeieregter speel nie. Die skeieregter raak nooit aan daai bal. 'n Skeieregter is altyd net tussenin. Dit gaan alles oor hierdie spel. Dit gaan alles oor hierdie sokkerwedstryd wat nou in die gang is. Maar 'n skeieregter het 'n baie spesifieke doel. Hy maak seker daar's orde. Hy maak seker dat wanneer jy buite die speelbaan beweeg, dan word daar geblaas. En dis wat die Heilige Gees doen in ons lewens. Hy sê, dis soos 'n skeieregter. Ons is op hierdie speelveld. Ons is besig om hierdie wedstryd van die lewe te speel. Maar wanneer ons buite orde is, wanneer ons buite die lyne is, wanneer ons nie in die reëls of in die verstaan van hierdie spel bly nie, dan sal die skeieregter blaas. En hy sê, dis soos die Heilige Gees werk. Let the peace of God rule as an empire. Soos 'n skeieregter in my hart. Dat ek weet dat wanneer ek buite orde is, dan het ek nie vrede nie. En dan wat doen die feit dat ek nie vrede het nie? Dit help my om terug te draai, sodat ek weer kan deel word van dit wat binne in hierdie speelveld moet plaasvind. Dit is so 'n mooi analogie, dit is so 'n mooi metafoor wat hier gebruik word. Hoe God ons lei. Maar dit beteken nog steeds, ek moet aktief wees. Ek moet nog steeds deelneem aan hierdie spel van die lewe. En dat die Heilige Gees my sal verhoed wanneer ek buite sy wil is. So in die praat oor die leiding van die Heilige Gees, heel eerste, hy sal jou lei om jouself te ontdek. Hierdie lelike eentjie was eintlik nog altyd 'n mooi swaan, want jy is geskape na God se beeld en gelykenis. Ontdek wie jy is in hom, hierdie inwaartse proses van ontdekking. En in hierdie proses van ontdekking gaan God jou begelei om vir jou ook te wys, wat is hierdie plan wat ek vir jou lewe het. Want vir ons almal wat hier sit, van die kleinste tot die oudste, het God 'n volmaakte plan. En ek wil graag vanoggend saam met jou 'n gebed doen. Miskien sit jy vanoggend hier en jy het 'n besluit wat jy moet neem. Miskien sit jy vanoggend hier en jy het 'n groot besluit wat jy moet neem en jy bid al baie lank hiervoor. En jy weet nie wat is God se plan vir jou nie, maar miskien is dit nou net vanoggend wat jy moes hoor. Strook dit met God se wil. Bly dit, is daar vrede binne in hierdie proses. Ek praat nie van vrede van die onbekende en ek voel angstig oor die onbekende nie. Dit is 'n ander tipe van wanneer jy nie vrede het nie. Daardie is amper meer 'n geloofstoets as wat dit 'n gehoorsaamheidstoets is. Kan jy op 'n plek kom waar jy eerlikwaar kan sê, ek het saam met die Heilige Gees besluit. Ons het saam met die Heilige Gees besluit. Ek en die gesin het saam met die Heilige Gees besluit. En ek wil vir jou volgende gebed doen, so terwyl ons so sit, kom ons maak ons oë toe. En eerstens, hoe wonderlik is om te weet dat God se Gees is hier. Dat sy Heilige Gees is met ons. Meer as 2000 jaar terug is sy Gees uitgestort op die dag van Pinkster. En hy's hier, hy's met ons. Jesus sê, dit is voordelig dat my Gees uitgestort is, want hy sal met julle wees, hy sal julle lei, hy sal julle bekragtig, hy sal julle troos. En Here, dankie dat U hier is. Dankie dat ons vanoggend kan bewus wees van hier, vandag in hierdie oggend in Bloemfontein, by Lewende Woord, Here, weet ons dat U is teenwoordig. U is met ons, U leef in ons, ons is die tempels van U Gees. En Here, dat ons onsself kan oorgee aan U volmaakte plan en wil vir ons lewens. Dankie Here vir 'n openbaring, Here, van wie ons is. Dankie dat ons kan verstaan, Here, dat ons kan net op 'n plek kom van rus, en uit die plek van rus uit, Here, daardie Sabbatsrus kan ons leef. Want die woord sê, in Him we move and have our being. In Him we live and we move and we have our being. It's in Christ. In You, Lord, in You we live and move and have our being. We find our purpose, we find our destiny. En vanoggend bid ek ook, Here, dat vanoggend sit hier miskien mense wat voor groot besluite moet wees. 'n Besluit moet geneem word, Here, wat miskien die toekoms van sy hele bestaan of sy familie sal raak. Of miskien van haar lewe of haar familie of haar toekoms sal raak. En ek bid, Here, dat U sal kom en vir ons vrede en leiding sal gee. Dat wanneer ek daai besluit neem, ek kan sê, Here, ek het daai besluit saam met U geneem.
Daardie besluit mag miskien nie sin maak vir die wêreld nie. Dit mag miskien nie sin maak vir die mense rondom my nie. Want Here, ek het nou toegelaat, Vader, dat die aktiwiteite en die momentum van hierdie wêreld nie meer my lewe sal dryf nie. Want U woord sê vir ons, Here, dat jy is in hierdie wêreld, maar jy is nie van hierdie wêreld nie. Ek het jou uitgekies. Jy is 'n heilige priesterdom. Here, maak die ore van ons hart oop, Here, dat ons sal hoor. Kom praat met ons. Dat ons sal weet, dat ons sal verstaan, dat ons sal openbaring kry, Vader, van U volmaakte plan en wil vir ons lewens, vir jou en jou gesin se lewe, vir hierdie gemeente, vir lewende woord, dat hulle kan eerlikwaar sê, soos in Handelinge, ons het saam met die Heilige Gees besluit. Miskien is daar vanoggend mense hier wat net nodig het om in God se rus in te beweeg. Om te ervaar dat God jou gebring het op 'n plek van rus en mag jy sy identiteit in jou begin sien. Mag daar verandering wees van die realiteit van wie jy is in Christus. Mag hierdie misterie aan jou ook vanoggend geopenbaar word. Mag hierdie verborgenheid ook aan jou sigbaar word vanoggend, soos wat jy na hom kyk en jouself sien in die spieelbeeld van die waarheid. Dat God het jou lief. Hy het jou vergewe. Hy het 'n plan met jou lewe. Hy het jou nog nooit begewe, nog nooit verlaat nie. Het maak nie saak hoe verlore jy mag gewees het nie, jy is nog steeds 'n seun. God is nog steeds besig om oor jou lewe te droom. Hy het nog nooit opgehou praat nie. Jy moet net begin luister. Hy het nog nooit opgehou droom oor jou lewe nie. Jy moet net attent wees om te hoor wat God vir my sê en sê, Here, hier is ek. Vat my lewe, lei my, praat met my, sê vir my. Ek is bereid om te gaan en te doen, Here, wat ook al U wil vir my lewe is. Mag jy vanoggend daardie openbaring kry. Mag jy vanoggend daardie realiteit besef van ons is kinders van God. Hy noem ons sy kinders. Ons eer U daarvoor. Dankie dat U hierdie gemeente seën. Dankie vir lewende woord. Dankie vir die roeping wat hierdie gemeente het, nie net hier in Bloemfontein nie, maar ook verder hier in Suid-Afrika. Mag hierdie gemeente beweeg van krag tot krag. Die leierskap, Here, gebruik word dat die koninkryk van God daardeur gevestig word. En dat hierdie lewende woord van Christus verkondig sal word, Here. En dat dit mense se lewens sal transformeer, oral waar dit verkondig sal word. Ons eer U daarvoor, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie, die Here seën vir jou.